Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons gaan voort met Johannes. Dit volg eintlik of dit die een toneel na die ander volg, maar dit is die idee wat Johannes wil skep. En daarom begin hoofstuk 5 wat ons lees met hierna. So, kom ons kyk, wat gebeur hierna? Hierna was daar die Joodse fees. Kyk die teenstelling, né? Onthou, Jesus kom nou van die Samaritane af. En jy onthou nou hoe het hulle gereageer. Dat hulle het in massas tot bekering gekom, gesê ons hoor, ons glo op grond van die woorde, né? Nou is daar 'n Joodse fees. En Jesus het na Jerusalem opgegaan. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n bad, in Hebreëus Bethsata genoem, met 5 pilaargange. In die pilaargange het 'n groot aantal siekes gelê, blindes, krepeles, verlamdes. Daar was 'n man wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom daar sien lê, bewus daarvan dat hy reeds lank siek is, vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog besig is om nader te gaan, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou slaapmat op en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy slaapmat opgetel en begin loop. Daardie dag was egter 'n Sabbat. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is Sabbat, dis nie vir jou toelaatbaar om jou slaapmat te dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou slaapmat op en loop. Hulle het hom gevra, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou slaapmat op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerkt weggeglip, aangesien daar op die plek 'n skare byeen was. Hierna kry Jesus hom op die tempelterrein en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moenie langer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het weggegaan en die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Hieroor wou die Jode hom vervolg, omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het. Maar Jesus het hulle geantwoord, my Vader is tot nou toe aan die werk, en ek is ook aan die werk. Om hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak, omdat hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God sy eie Vader genoem, en hom so aan God gelyk gestel het. Geliefdes, ons lees tot sover. Baie belangrik dat ek en jy in die Johannes Evangelie lees hoeveel kere, daar's geen twyfel daaroor nie, dat Jesus stel homself gelyk aan God. In die Johannes Evangelie staan die godheid van Jesus baie sterk voorop. Maar kom ons kyk wat gebeur hier. Hier is 'n man wat al 38 jaar verlam lê. Hy uit moedeloosheid gaan na hierdie bad wat eintlik 'n heidense ding was. Maar mense sal ook enigiets doen om te probeer om gesond te word. En wanneer Jesus hom genees, sit hierdie wonderwerk en hierdie man wat aan 'n bed gekluister was, kan loop. En al wat die Jode sien, is dat dit op die Sabbat was. Hulle kyk by hierdie mens verby. Nee, jy mag nie jou mat op 'n Sabbat dra nie. Maar jene, die ou kon nie loop nie. Hier loop hy, sien dit raak. Dit word nie gesien nie, net dat hy hierdie half matras ding wat hy op gelê het, eintlik 'n slaapmat, sê die teks, net dat hy dit dra, en hy mag nou nie dit dra nie, want dit is Sabbat. Wat van die feit dat die man loop? Dit word misgekyk. Hulle het so wetties geraak,
dat hulle die bedoeling van God gemis het, dat hulle menslikheid verloor het. En vriende, saam met dit, raak hulle dan liefdeloos. Mag ons nie dit in die kerk oorkom nie. Dat ons so wetties is, van nee, dit mag nou nie gebeur nie. Dat ons mense nie meer raak sien nie. Mense se nood, mense se pyn, mense se seer. Dit was tog vir Jesus belangriker. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, dankie dat ons ook uit dit mag lees en mag leer. En ons bid dat die waarheid van hierdie evangelie ook nie by ons verby sal gaan nie. En dat U ons sal wys op watter plekke is ons ook maar nog wetties en sien ons nie mense raak en hulle stikkendheid. Het ons hart vir mense verloor. Open ons oë daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.